Ek sê goeiemôre, Gerda. Hoe gaan dit vanoggend? Dit gaan redelik baie goed met my. Nicoline sê ook vir my sy kan nou by my hou want ek hardloop vir haar weg ten opsigte van ek loop net vinnig. So nou is sy's ook bly dat ek nou kan stadiger loop. Wat is dit met jou so vinnig loop? Ons het laasweek saam met jou gaan video's maak. En dit is nogal so, jy is redelik haastig. Ons is jou pad. Ek weet nie, maar dit is seker maar omdat ek lang bene het. Ek is maar gewoond om maar ek weet nie almal ek het er nog nooit agtergekom nie. Tot mense sal begin loop. Hoor hierso maar nee Gerda. Okay, so kom ons begin net eers vir die luisteraars. Julle is welkom vir my WhatsApp te stuur as enigiets as julle graag wil noem. Ek en Victor het nou so gepraat. Ongelukkig die paai lyk weer sleg. Daar's baie slaggate nê. En baie waterlekke sien ek. En dit veroorsaak slaggate. Ongelooflik baie waterlekke. Ons het 'n baie slegte lek in Wagnerstraat SW5 gehad. Gister ek sien daar's op sporadiese plekke in 3 riviere en hier by ons wat Randwaterraad besig is met waterlekke regmaak, maar ek moet vir julle sê ons hou nie voor nie. Okay, kom ons praat gou krag want daar was ook mense wat nou gekla het op die WhatsApp lyn en vra volgens wat gaan aan met die krag, blykbaar nog dele af. Watter areas word geaffekteer? Wel, soos gewoonlik was dit die Townsendstasie wat oor die naweek af was en daar was nou gister 'n probleem, maar dit was 'n blown CT. Maar dit is intussen herstel, daar is nou nog areas af, daar's 'n gedeelte van CW6, gedeelte van NW7 en dan die noorde kant van Boppielong wat nog af is, wat nog geaffekteer word, ja. En is daar enige sprake van wanneer dit kan regkom? Is gister se aan? Ja, gister se was aan, daar's nog steeds load reduction wat nog voortgaan. So dis nou baie moeilik om te bepaal wanneer daar nou eintlik 'n probleem is en wanneer dit load reduction is, want ons kry nie altyd 'n skedule nie. Daar word net vir ons gesê vanaf 4:00 die middag word dit geïmplementeer en is gewoonlik 4 ure, maar ons het tye gehad wat hulle die hele nag af was tot die volgende dag, maar dit was as gevolg van die blown CT. Maar hulle dit kom nie altyd deur 10:00, 11:00 die aand kry ons nie daardie terugvoering nie. So dis baie moeilik om op hierdie stadium te bepaal wanneer load reduction inkom en wat die skedule is. Ja, en of dit load reduction is of 'n ander probleem is ook partykeer. So nou kan mens baie keer sit en dink nee, seker maar load reduction, meanwhile is al 'n probleem en dan 4 ure later kom jy agter met die krag kom nie aan nie. Hulle hulle kan miskien maak soos Parys. Parys het kyk as jy gedink het van 'n baie kragprobleme. Ek het 'n vriend wat in Parys bly. Hulle is genuine erger as ons. Ja. Hulle krag is baie meer af. Hy sê vir my gereeld, hy's hardloop alweer die solar die heeldag krag is af. Maar hulle darm is skedule wat hulle uitgee en sê hoorie ons het load reduction. Hulle noem dit 'n ander smartie krag of so iets. En hy sê dan kan hulle ten minste sien okay ons gaan afwees vanaand 4 tot 8 so hulle kan voorberei. Jy weet jou geyser vooraf boost en so voort. Maar ons het dit nou nie daai luxury nie. Kom ons praat gou 'n bietjie verkiesing. Ons het nou registrasie naweek gehad wat nou verby is en ons het die statistieke teruggekry en as ek net so vinnig net gou vir julle kan terugvoering gee rondom dit. Ek is nou nogal bietjie verras ten opsigte van die opkoms wat uitgekom het, maar dit is nog steeds bietjie min. Ek sou dink dat omrede ons het baie wyke gehad wat verander het, so ons het wyks soos wyk 10 en wyk 7 en wyk 3 en ek dink wyk 25 is bietjie geaffekteer. So die boundaries het verander. Van die goed het groter geword, vanaf hulle kleiner geword, van die stemstasies. Ek weet Vaalrivier Laerskool was 'n stemstasie, nou is dit nie meer nie, nou sit 'n tent. Toesjes Laerskool, daar's nou 'n halwe stemstasie, van die ouens moet nou oor gaan registreer by Watershed aan die agterkant. So dit was 'n bietjie 'n verwarring gewees, maar ons sal dit sover as moontlik, ons dit vir hulle probeer vergemaklik. Ons gaan nou met 'n intensiewe campaign begin deur om almal in kennis te stel. Ek wil net gou my foon hier reg kry om net vir julle 'n idee te gee van wat het hier nou gebeur. En jy sal my nie glo nie. Okay, kom ons kyk. In al 45 wyke in totaal was daar nuwe registrasies by al die stemstasies. 2800 nuwe registrasies wat ongelooflik te sleg. Dit is baie sleg. Nee, gaan maar eens aanskies. Dan het ons dan registrasies wat net kom re-register vir die same video, wat basies maar net kom kyk het, is 8000 min of meer.
Dan het ons 'n video wat gemove het, soos wat ek nou genoem het, dis so 4700 en dan almal wat onder 18 is wat net kom registreer het. Onthou want jy kan registreer op 16, maar jy is eers stemregtig op 18. Ja. Dit was omtrent so 130. En snaaks genoeg is ons te ouderdoms tussen 18 en 21 was daar so 1631 wat die stemstasies kon besoek het. Bo 21 so 4521 en vrouens is meer aktief in politiek en hulle is die meeste wat staan op 8708 en mans minder 7574. So in totaal vir die hele naweek met alles ingesluit, re-registering as jy op wijk geskuif het, as jy net kom check het, nuwe registrasies, almal onder 18, was dit maar 16282 vir die hele Emfuleni. Dis bitter baie sleg. Hoeveel inwoners is ons in die Vaalriool, Emfuleni? Weet jy? Ons is ongeveer byna 1 miljoen inwoners. Ons is so 363, rond dit af 365.000 geregistreerde kiesers in Emfuleni. So ja. Dis nie eens die helfte van die inwoners nie. Dis min. Ja. 'n Belangrike ding en dit is waar ons ook die video's laasweek gemaak het, juis met Anay saam, was om die jeug te kry om betrokke te raak. Dit is so belangrik, die jeug is die toekoms. Ek meen dit is wat voorlê vir Emfuleni. Wel, ek moet vir jou sê, ek sien hierso soos wat ek vir jou gelees het, 18 tot 21. Dit is bietjie meer as wat ons verwag het as die vorige tye. So van 18 tot 21 se 1600. So dis heeltemal nuwe registrasies. Ja. Maar dit moet ten minste maal 100 gaan. Ja. Ja. Maar dit is kommerwekkend. Dis regtig vir my kommerwekkend. Ek weet nie of dit die koue was wat die mense weggehou het nie, maar hierdie statistieke moet ek pertinent sê is wat by die stemstasies gedoen is. Dit wat online gedoen was, is nou nie hierby nie. Okay. So dit kan dalk die syfer bietjie affekteer, maar wat fisies, wel dit gee vir jou aanduiding wat tydens die stemdag gaan gebeur. As daar soveel min belangstelling tans is, of die mense weer, daar's nou nog 'n registrasie naweek in Augustus, vroeg in Augustus, ek dink is die 1ste en die 2de Augustus wat beplan word, nog nie geverifieer nie, sal hulle dan gaan kyk en jy sien dis die probleem. Mense dink altyd daar's nog tyd. Daar's genoeg tyd. Mense moet weet na die 8 Augustus wanneer die rol sluit, dan is dit dan en das dit. Jy het gegaan, daar's geen manier wat jy weer kan registreer nie. Jy gaan wel nou in September maand kan aansoek doen vir spesiale stemme, wat ons later oor sal gesels, maar dis dan is jou tyd verby. Ons is letterlik 6 weke oor om hierdie te doen wat ons nou mee besig is, om te seker maak, is jy geregistreer, is jy reg geregistreer, want jy moet in die area, in die wijk waar jy bly, moet jy geregistreer word, want jy gaan in jou wijkverband kies. As jy getrek het, moet jy seker maak, dat jy herregistreer. As jy van een straat na 'n ander straat in dieselfde wijk getrek het, moet jy nog steeds adresverandering doen. En dis hoekom dit so belangrik is, jy moet regtig baie seker maak, dat jou registrasiestatus korrek is. En dan as jy getrek is, maak seker dat jy Vryheidsfront Plus stem. Ag nee, nou moet ek hierdie weer uitsny. Maak myself werk. Ek moet vinnig vra, die Vryheidsfront Plus en ek gaan dit sê is letterlik die laaste paar jaar, ek meen jy kom al wat 17 jaar na op kantoor toe, elke week het ons gesels en wat ons die probleme adresseer en hoe weet, jy's net altyd daar, jy is regtig net altyd daar om te help en dis nie altyd die lekkerste job nie, maar jy is ten minste sigbaar in ons area gewees, waar ander partye skielik nou weer sigbaar raak. Jy weet, nou hoor jy skielik van, ek het nie geweet daar's 'n wijk se raadslid in daai wijk nie, jy weet. En ek dink dis waar dit inkom, ek dink in going forward, ons wil iemand hê wat who's going to continue doing it. Jy weet, iemand wat gaan aanhou werk, aanhou die verskil maak, aanhou beskikbaar gaan wees. En ek dink dis waar julle redelik uitstaan, is dit nie? Ja, baie dankie Quentin. Ja, dit is, soos jy sê, dis nie altyd maklik nie, maar my span doen wat waarvan ons hou om te doen. So, ons hou daarvan om ons gemeenskap te help, ons hou daarvan om daar te wees, ons hou daarvan om beskikbaar te wees,
ons gaan ons mense hê wat ons nie altyd almal kan gelukkig gaan stel nie. En ons gaan foute maak want die persoon wat werk maak foute, die persoon wat nie werk nie maak nie foute nie. Maar ten minste kan jy hulle na ons kantoor toe kom. Ons het weer vanoggend 'n tannie in die kantoor gehad wat kom sê het maar luister, ek verstaan nie. Ek dink julle is verkeerd en ons het oor 'n koppie koffie gou gesit en gesels en sy is daar uit en ek het gesê jammer dat ek dalk nie so duidelik gepraat het nie, maar dis nie altyd moontlik nie en baie het al vir my gesê, Gerda, jy praat te hoog. Jou woorde wat jy sê is te hoog. Hulle verstaan my nie. Dan sê ek soos in, ek verstaan nie wat julle sê nie. dan sê, ja, maar ek moet meer relatable praat met ons mense. Dan sê ek soos in, okay, leer my, want julle is vir ons belangrik. Maar dan moet ek ook beaam, soms raak ek net weg in my eie wêreld en dis seker dan wanneer ek woorde praat wat die mense nie verstaan nie. Jy kan nie help jy so slim nie. Hoor nou. Ek sit ook baie keer as jy uitloop wonder wat het Gerda nou eintlik gesê? Ag nee. Ja, dis net 'n grap. Ja, so nee, verkiesingstyd is hier. Dit is nou die tyd om 'n verskil te maak. Ek wil terugkom net vinnig na die jeug toe. Ek onthou toe ek destyds 18 geword het en nou kon stem. My pa het my gesê jy moet gaan. Dit was 'n absolute moet. Daar was nie 'n keuse gewees nie. Jy moet gaan stem. Dis vir ons land en dis vir jou toekoms. En ek dink ons as ouers moet dieselfde toepas op ons jeug en op ons kinders. Weet verduidelik vir hulle hoekom dit so belangrik is om daai krisis te gaan trek en weer eens ons gaan pertinent hieroor praat en going forward tot met die verkiesing. Baie mense sê man, dis net een stemmetjie, dit gaan nie 'n verskil maak nie. Dit is so belangrik en dis nou die tyd. Ek meen Evelyn kan nie verder aangaan soos hy aangaan nou nie. Niemand van ons kan bekostig dat ons vir die volgende 5 jaar nog so aangaan nie. Maak die besluit om 'n alternatiewe party dan nou die geleentheid te gee om in regering te kom en as jy nie hou daarvan het jy altyd nog kans vir die volgende 5 jaar om dan 'n ander stem te sit. Maar hierdie jaar is van kardinale belang. Want op hierdie stadium is daar soveel ander partye wat van die ANC af hulle stemme dan nou vat. Dit maak hulle komponent dan nou baie kleiner. So ons is in 'n goeie hoe sal ek sê, in 'n goeie posisie. Ons is baie goed geposisioneer en veral die VF+ is baie goed geposisioneer vir die eerste keer in 'n baie lang tyd om in die regte posisies te kom binne in munisipaliteite om te verseker dat jou stem verantwoordelik gebruik word en dat daar sound financial besluite geneem word om vorentoe te kan beweeg. Daar's mense wat sê nee, ek stem net vir die party want kyk in daai area of in daai dorp of in daai provinsie werk dit. Maar dit is nie noodwendig dat dit by ons so gaan werk nie. As dit sin maak, want dis 'n ander raadslede wat byvoorbeeld daar is as wat hier is. En ou moet dit miskien in gedagte hou net wanneer jy jou stem gaan trek. En dit te vra, as ons weet waar ons altyd stem, moet ons nog gaan aanmeld. Wel, jy sien dis nou wat baie gemaklik is. Daar is 'n online funksie van die OVK wat jy net jou ID kan ingaan druk en dan kan hy vir jou sê jy's nog daar geregistreer. En indien jy dan nou moet gaan oorregistreer, sal hy dan nou vir jou aanwys, weet, daai word boundary dan nou verander. Ja, ek kan dalk die link net vir jou stuur en dan kan jy hom dalk vir hom op weet uitstuur sodat die mense weet ek weet almal van ons is nie baie tegnologies aangelê nie. Ek meen ek is tegnologies gestrem. Ek is so ver wat my foon my mooi verduidelik kan ons voortgaan. So ek sal dit dan nou doen en die mense kan regtig net daarop gaan en gaan kyk, maar daar's 2 verskillende ek wil nou sê links, skakels. Ja. So een wat jy kan gaan registreer en jou adres verander en as jy van die Kaap af hiernatoe getrek het en dan is daar die ander skakel wat net check jou status. Ja. So ek sal albei vir jou stuur en dan kan jy dit maar net uitsit en die mense kan daarop gaan kyk, maar ek wil tog by die mense 'n groot beroep maak dat hulle die moeite doen om uit te gaan. Weet jy kan nou nog uitkom na ons kantoor toe. Ons sal vir jou help om daar te gaan kyk. Ons het glad nie 'n probleem om dit te doen nie. Kom net uit, doen asseblief net die moeite om dit te gaan doen, want 1 en 2 Augustus is jou laaste kans, dit is 6 weke weg. Dis om die draai. Dis om die draai. Gerda, ons moet ongelukkig klaar maak, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend, ek sien jou volgende Dinsdag weer vir die kantoor, Gerda loop stadig, sy sal een uur daar wees, ek gaan op by die ander kantoor wees, ons jy nog op padkaart toe. Geniet dit, na. Maar voor ons afsluit, ja. Ek wil net gou sê, ons het nou nie 'n geleentheid gekry om te praat oor die
proposed solar levies wat Mfoleni nou wil instel nie. Net aan dit raak. Ons kan vinnig daarin aanraak. Dit is 'n voorgestelde beleid wat Mfoleni nou wil inbring. Ons gaan nou in 'n public participation proses in. So die VF+ is donderdag 6uur by Ingwe Lodge die aand. Sê my stuur. Ons sal vir jou stuur. Ons ek het klaar al die huiswerk gedoen. Die objection is opgetrek. Mense moet asseblief net inkom en vir ons kom teken sodat ons dit kan ingee. En dan is ons Ekskuus, ook volgende week in Dinsdag, ek dink is die 30ste Junie, volgende week in Dinsdag, is ons 6uur by Stonehaven ook. Laat ons dan nou daai gedeelte van die dorp dan nou ook doen vir die objection. Dan môre is ons in 3 riviere by die veilings parkeerarea langs oorkant River Square langs KFC. Sal ons daar 'n tafel hê. Ons gaan daai registrasie kan ons check, maar ons gaan ook 'n objection daai hê vir die 3 riviere outjies. Kom net, teken net, laat ons dit net kan teenstaan. My probleem met hierdie hele ding is as Eskom vir die huidige ouens wat op solar geregistreer is, 'n amnestie kan gee tot en met September maand om net jou solar te kan gaan registreer sonder om geld daarvoor te vra. Hoekom kan Mfoleni dit nie doen nie? En hulle vra baie minder as wat Mfoleni vra. R2600 is ongelooflik baie en dit is by verre net 'n geldmaak storie. As jy gaan kyk na die vereistes in die beleid wat ek baie mooi uiteengesit het, is dit totaal en al onaanvaarbaar. En dan vra hulle 'n heffing ook van byna amper R500. 'n maand. 'n maand. Dit is soos jou basic wat jy nou op jou rekening het vir basiese elektrisiteit wat minder is as R300. Nou, hoekom nou meer vra want dit is dieselfde infrastruktuur wat jy gaan gebruik. Hy gaan nie opgegradeer word nie. Hy gaan nie verbeter nie. So, hoekom moet jy nou meer betaal daarvoor? Maar dis juist dit, dis 'n diens wat hulle nie kan lewer nie en nou maak jy vir jouself 'n alternatiewe plan om net te kan leef. En nou wil hulle nog heffing daarop sit. Nee, ek stem saam. Daar moet ons dan wil hulle jou penaliseer daarvoor wat heeltemal onaanvaarbaar is. Dan moet ons definitief saam staan en opstaan teen dit. Asseblief. So ek sal vir jou alles mooi uiteensit en weer vir jou stuur. Gerda, ek waardeer. Baie dankie. Ons moet ongelukkig klaarmaak, maar ek sien jou volgende Dinsdag. Sterkte vir jou week. Baie dankie vir julle ook. Mooi aand. Mooi dag. Mooi aand. Ons kan amper aan. Ek wil gaan slaap. En sê